Our magnificent country has many stories of women who have succeeded despite the odds. What do they have inside them that helps them reach their destinations? To find out, I've been drawn to the story of Sandra Africa, a property developer and single mom who lives in Oudtshoorn. In 1975, when she was just 13, Sandra's family was forcibly removed from their home by the Group Areas Act. It wiped away the security of her childhood. Now, over 30 years later, nothing has been built on that dispossessed piece of ground where the rubble of her home once lay. In meeting Sandra, I hope to understand how she got to where she is today and where a successful woman like her turn to when the chips are down. Hello. Ooh, long drive to meet you. Yeah, finally. How are you, Sandra? I'm fine, thank you. How are you? Nice weather in Oudtshoorn. Yeah. You know, last time I was here was when I was about 9 years old. Wow. Yeah, I came to So the it's Kango about Caves. time. How long have you lived in this house? 10 years. Really? And why did you decide to live in Oudtshoorn? Oh, Lisa, long story short. Ek is eintlik gebore in Bloupunt. Dis omtrent 20 kilometers vanaf Oudtshoorn. Ons is 9 kinders. Lekker groot familie hoor. Ons huis was 'n warm huis. En die lekker ding was altyd in die aande wanneer ons klaar geëet het, dat my pa die gitaar gaan haal en hy het begin gitaar speel en ons sing. How old were you when you were forcibly removed from Bloupunt? Toe ek 13 was ons geforseer met die groepsgebiede wet om Duiselsdorp toe te trek. Het ek net eendag by die huis gekom en gehoor ons moet trek uit ons huis uit. En ons het nie geweet waarheen ons gaan nie. En dit was vir my verskriklik traumaties. Ons was die laaste gesin want my ma wou nie trek nie en sy het gesê sy gaan met haar kinders nêrens heen nie. Tot op 'n dag toe die polisie gekom om vir ons te kom forceer om nou te gaan. Hulle het met 'n vullestrok het hulle ons meubels kom haal en my ma het gesê toe my pa met die seuns op die trok is en die meubels, toe sê my ma ek gaan nie my dogters op die trokkie, dan stap ek met hulle deur die rivier. My ma het met ons gestap deur die rivier na ons nuwe tuiste toe. Maar my ma het gehuil en gehoes en gehuil en sy was baie hartseer geweest. My ander susters het dit miskien nie so verstaan nie, maar ek het dit verstaan. Toe ons nou by ons nuwe plek kom in Duiselsdorp, het my ma baie siek geword en my pa ook. Ek het eers later besef is omdat hulle alles verloor het. Hulle het net hulle kinders gehad. I'm just imagining what this does to a 13-year-old, to your feelings, to the insides of you. Niemand was meer dieselfde nie, want onze privaatheid was aangeraak, ja. You know, if I asked you the question then, life is, die lewe is wat? Die lewe is nie die moeite werd nie, want jou ouers is nie meer daar vir jou nie. Jou pa kan nie meer werk nie, daar is jy inkomste nie. Jy moet skielik die huishouding op jou dra, soos ek moet kos maak, ek moet kyk dat my ouers versorg is, ek moet kyk dat my sissies en boeties in die skool is, ek moet kyk dat hulle skoolwerk doen, en ek self is nog 'n kind, ek moet ook my skoolwerk doen. Wat vir my baie hartseer was, is ons het 'n eetkamertafel gehad, in ons eetkamer in Bloupunt, waar ons almal langs die tafel gesit het, maar nou was daar skielik 'n tafel waar ons as familie kon kommunikeer en sit nie. So vir my was dit van die drome was nou net ewe skielik weg.
Dieselfde tyd het ons nou ons skool nog in Bloupunt gehad, so ons moes elke oggend van Duiselsdorp af stap skool toe. Een oggend terwyl ek stap en ek sien nou nog die plek in my gedagte met die boom aan die een kant, aan die linkerkant, waar ek die besluit gemaak het. Vanoggend stap ek in die koue, die Swartberge, spierwit, en my een suster loop langs my en ek besef, my kinders gaan nie dit deurmaak wat ek deurmaak. Nooit ooit in my lewe gaan so iets met my kinders of met my weer gebeur nie. En ek gaan myself verantwoordelik hou as dit weer gebeur. So ek kan die verskil maak, maar hoe gaan ek die verskil maak? Vir my was dit nie daai tyd belangrik hoe ek die verskil gaan maak. Dit was net belangrik om te weet dat ek die verskil gaan maak. The loss of your home at the age of 13 has had an effect on your choices and your career and what you've built up for the rest of your life. It's about property, it's about land, it's about building, holding. Toe ons nou Duiselsdorp toe gaan, was dit die eerste keer wat ek kennis gemaak het met 'n manier van mense uit 'n huis uit sit. Ek het altyd net gehoop, ek wil nie by ons huis kom en ons goed staan ook buite nie. Dit was 'n vrees wat ek ontwikkel het. En deur die vrees het ek vir myself eendag gesê, ek wil eendag my eie huis hê. My kinders moet nooit voel dat hulle verstoot word of uitgesit word nie. En dis hoekom ek vir hulle nou nog sê, al het julle julle eie plekke, dit is die veilige hawe. Julle kom huis toe, heel jou hoens, en dan vlieg julle maar weer terug. In Duiselsdorp, close to Oudtshoorn, the poverty of her community moved Sandra so much that she became a counsellor at a local centre. She wanted to make an impact on people's lives. But with 67% unemployment in the area and few options for work, she knew she had to do more than just offer advice. Ek het gevoel, ek is magteloos die dag, saam met die persoon, maar dieselfde oomblik of in 'n breekdeel van 'n sekonde, het ek gevoel, maar ek kan 'n verskil maak. Die ou wat die sit en huil, kan miskien niks doen nie. Ek huil ook, maar ek kan iets doen. En wat kan ek doen? Ek kan jobs create. What was your leap of faith? I said, Lord, if it is your will, I'm willing to do what you want me to do. And I know that you can change my heart, you can change plans, and you can make a difference in our community. And I want to be the vehicle that you can use to make the difference in the community. And I also said, Lord, I know we talk about faith, but you said in your word, it's about faith and deeds. So I can't just sit and have faith. What about the deeds?